Die koekoek en die kwikkie. Ons lees Judas vers 3 en 4. Somer is hier, sê ek vir Mosbolletjie. Luister bietjie, die Piet my vrou het begin sing. Piet my vrou, weer klink sy vrolike liedjie. Piet my vrou. Na die 546ste Piet my vrou, skree ek by die venster uit, "Sharp nou 'n bietjie," maar hy hou net aan en aan en aan. In 'n welige struik in die tuin is 'n kwikstertjie hard aan die werk. Die pragtige ou delikate voeltjie met sy kenmerkende wipstertjie dra takkies en grassies aan en verdwyn kort in die digte lower. Uiteindelik is die konstruksie klaar en die nessie word snoesig uitgelê met sagte donsies. Vriendelike ou voeltjie die kwikstertjie. Hy loop dikwels tot amper reg onder jou voete. Lyk of hy alles en almal vertrou. Kwikstertjie se nesbouery gaan nie ongesiens verby nie. Sy word fyn dopgehou uit die digte takke van 'n rooi essenhout. As mevrou Kwikkie en haar man in die nessie in verdwyn, raak Piet my vrou baie opgewonde. "Ek het 'n nes ontdek," vertel hy vir vrou lief. In Kwikkie se nessie heers groot opgewondenheid, want hulle het die trotse ouers geword van 3 roomwit eiertjies met die fraaiste ou sproetjies. Na weke se harde werk het dit tyd geword om weer 'n slaggie behoorlik te gaan uiteet. Dit was net die oomblik waarop Piet my vrou gewag het. Haastig verdwyn hy en vrou lief skelm in die Kwikkie se nes in. Wanneer die kikkies terugkom, is hulle verbaas om 'n ekstra eier te sien. "Dis 'n wonderwerk," sê Kwikkie vir vrou lief. Die 4de eiertjie is nou wel half bruinerig en 'n bietjie groter as die ander, maar wat maak dit tog saak? 2 weke later kraak die bruin eiertjie en dan maak die eerste ou bondeltjie dons sy luidrugtige verskyning. Pa en ma moet net spring om sy hongerbekkie vol kos te hou. Maar dan, 3 dae later, tref 'n groot ramp hulle. Die 3 oorige eiertjies het net spoorloos verdwyn. Onder die nessie op die grond lê 3 stikkende eiertjies, roomwit met sproetjies. In die nessie sit 'n uitgevrete, vet, gulsige kleintjie en grinnik. Sy duiwelse werk afgehandel. Net soos wat die pragtige Piet my vrou ongemerk die Kwikkie se nessie kon binnesluip, so gebeur dit dikwels dat dwaalleraars die kerk ongemerk binnesluip. So waarsku Judas. Die kwikkies kan duidelik sien dat die nuwe eier anders is, maar hulle doen niks daaromtrent nie. En as hierdie koekoekie uitgebroei het en die ander eiers uitskop, bly hulle hom steeds voer en grootmaak. So is dit die geval ook dikwels in die kerk. Ons wil dwaalleraars sien as 'n paar ou koekoes geleerdes wat daar bo ergens skewe dinge bedink. Dit gebeur egter dikwels reg onder ons neuse binne in die gemeente en ons kom dit nie eers agter nie. Ons raak so gewoond aan iemand se andersheid dat ons dit maar gelate aanvaar. In Judas se tyd
het sekere van die gemeentelede voorgegee dat hulle gelowig is, maar hulle lewens buite die kerk het totaal die teendeel gewys. Hulle het hulle losbandige lewens in die sonde waarin hulle self verlekker het, probeer goedpraat in die kerk met God is tog genadig en vol liefde, hy sal ons vergewe. Dit was 2000 jaar gelede. Intussen het dinge daarom ons baie verander. Of het dit? Inderdaad is dit vandag steeds 'n algemene ding dat iemand 'n baie vroom gesiggie in die kerk opsit en voorgee dat hy 'n verhouding het met die Here. Maar as hy daar uitstap, dan kom jy agter dat hy aan niemand anderste as net homself dink nie. Die vrome man met die soet glimlaggie in die kerk word die buffel van 'n baas by sy werk, wat op almal trap, of die luidrugtige vloekende kerel in die kroeg, wat homself te buite gaan met drank. Die eintlike saak wat Judas op die tafel wil lê is dat ons as gemeente hierdie ding so gedwee aanvaar. Ag, hy is tog ook maar net 'n ou sondaar, nes ek. Die feit is dat hierdie soort dwaallewe 'n valse boodskap van die kerk uitdra. Die wêreld sien die kerk as 'n klomp losbandige mense. Judas maak dit duidelik dat 'n gemeente bestaan uit mense wat God vir hom afgesonder het, so lees ons in vers 3. Daar moet 'n onderskeid wees tussen kerk en wêreld. Gelowiges moet hard veg vir hulle geloof. Nie noodwendig om te bly glo nie, maar eerder sodat die suiwer betekenis van die geloof helder en duidelik kan uitstaan vir die wêreld om te sien. Later in die brief verduidelik hy hoe hierdie stryd aangepak moet word. Beteken dit nou dat ons 'n heksejag in die kerk moet begin en elkeen wat lyk of hulle lou is uitsmyt? Nee, ek glo nie dit is wat Judas se bedoeling is nie. Ek moet egter besin oor my eie lewe, sowel as die van my medegelowiges, en dan daadwerklik iets doen. Natuurlik in groot liefde, om enige probleme uit te sorteer, voordat dit dalk heeltemal te laat is. Kom ons bid. Here, haal asseblief die skille van my oë af, sodat ek dwaalleer sal herken, en gee my die wysheid om dit reg te hanteer. Amen.